Goeiemôre, dis 'n voorreg om saam met jou ook in hierdie week bietjie ander paaie te stap en bietjie te gaan grou binne in die geskiedenis van die kerk, bietjie Martin Luther se verhaal en hierdie wonderlike simbool wat soveel rykdom in opgesluit lê. Mag dit vir ons 'n praktiese ding word wat ons kan gebruik, wat ons kan anker en dat ons as ons daarna kyk, dan maak dit vir ons al hierdie waarhede so duidelik. Die wit roos, die simbool word 'n simbool van vreugde en troos en vrede wat die geloof bring. En wonderlik, ek dink sommer hier op die kerkterrein is hierso die wonderlikste en hulle is nou in al hulle glorie. Staan die klomp wit icebergs so hier in die kerk se tuin. En dadelik toe ek dit sien, toe word ek daaraan herinner. En wil jy dalk uitnooi, miskien het jy self so 'n wonderlike roosboom in jou tuin, miskien wil jy tyd daar vertoef, of miskien dalk vir jou 'n reuk van 'n roos of 'n blom ruik, en beleef wat maak dit binne in jou los, daai gevoel van kalmte, vrede, vreugde, wat dit by jou losmaak. En dan lees ons teksgedeelte vir oggend is Johannes 14 vers 27. Jesus skryf terwyl Jesus praat, Jesus is aan die woord by een van sy afskeidsgesprekke wanneer hy met sy disippels praat, dan sê hy hierdie woorde: vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort vrede wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. En dan die belofte, dat hy gesê het, julle het gehoor, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe terug. Maar hoe voel dit wanneer jy hierdie wete oor jou spoel? Wanneer jy na hierdie roos kyk, of na 'n fisiese roos kyk, miskien dit dalk sintuiglik beleef, dit in jou hand neem, miskien 'n snyroos kry, wat 'n reuk het. Puls hierdie, brand hierdie met jou sintuie in, en laat daai vrede oor jou spoel. En terwyl jy dit doen, bedink hierdie woorde: my vrede laat ek vir julle na. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Eirene, shalom, hemelse vrede. Dis deel van hierdie geskenk. So ons ontvang dit, en dit word vir ons aangebied. Ons het deel daaraan, dis deel van die erfenis, omdat Christus dit vir ons moontlik gemaak het. Hoe laat dit jou voel as jy dink dat daar niks is wat jy kan doen om hierdie vrede te verdien nie? Net dat jy deur God begenadig is, deur Christus alleen, deur jou geloof alleen, deur hierdie skrif alleen, en aan hom alleen die eer. Mag hierdie vrede oor julle harte ook en gedagtes die wag hou. Kom ons bid ook so saam. Dankie Here vir hierdie vrede. Gee dat hierdie vrede ook in hierdie week oor ons sal spoel, en dat hierdie vrede ons lewens sal kenmerk, en dat ons met hierdie hemelse vrede die dag sal binnegaan en die dag ook sal afsluit, en amper met hierdie selfde vrede die volgende dag omhels. Dankie vir oorloop, genade wat oorloop, ons beker loop oor. Dankie vir hierdie vrede wat U bring. Vrede in ons gemoed, vrede omdat ons sekerheid het oor ons geloof. Dit gaan nie eers oor ons eie sekerheid nie, maar omdat U trou so groot is. Dankie daarvoor, o Here. Amen. Vrede vir jou, wanneer jy ook in hierdie week, miskien wil jy dalk
jou hand op iemand se skouer sit en sê, maar Jesus beloof sy vrede, sy troos en sy vreugde, sy blydskap vir jou. Miskien wil jy daai vrede aan iemand tasbaar aangee deur dit vir die persoon te sê of toe te bid. Seën vir die res van jou dag, mooi bly.